Goeie naand, ryklike seën in Christus Jesus vir een en elk. Ek weet ek's 'n bietjie lastig deesdae, maar is 'n baie interessante tyd waarin ons lewe en daar so baie dinge wat gebeur. Nou die van ons wat oud genoeg is, sal onthou vroeër jare was Woensdae-aande altyd biduur-aande. En die bidure het 'n bietjie anders te gelyk as vandag se selgroepe. Ons het as 'n gemeente by mekaar gekom by die kerk en dan was daar geopen met gebed, 'n klein skriflesing. En dan het ons 'n paar koortjies gesing en dan het ons begin bid. Nou die voorlesing en die koortjies het omtrent seker so 15 minute, miskien 20 op die langste geduur. En dan het ons gebid, ekskuus, oog juk so bietjie. Dan het ons nou gebid tot ons nou klaar gebid het. Dit kon enigiets wees van na 7 tot 9 tot 10 tot 12. Niemand het eintlik omgegee nie en hoe langer hoe beter. Vandag lyk dinge bietjie anders, maar ou gewoontes sterf nie so maklik af nie. So ons gaan toe sit nou weer daar op my gebedsplek, besig om te bid en ek tree in vir die liggaam en ek tree in vir die land en ek tree in vir my mense. En die Here spreek met my uit Matteus 13 uit. Nou ons almal sien al klaar al die doom en die gloom en die verskriklike harde tyd wat nou vir ons voorlê. Vinnig, net so vir interessantheid. 2 weke terug het ek parafin grootseil gekoop. Wholesale, Afrikaans, breek nou weer. R13 betaal. Week gelede so plus minus ook weer gekoop. R16 'n liter betaal. Ek wou vandag koop. Kan nie in die hande kry om te koop nie en my gewone verskaffer sê vir my R26.80 was die laaste waarvoor hulle verkoop het. So daar kom moeilikheid. En ek bid en ek vra my Here en die Here vat my daarna Matteus 13 toe, vers 16. Kom ons lees uit die King James. Ek wou nou die Afrikaans uitgelees het, maar die Afrikaans is so bietjie, hy sê gelukkig en dit sit nie reg nie. Dit moet geseënd wees, blessed. Wat lees die woord? Die woord sê, but blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which ye hear, and have not heard them. Mense sal vir ons probeer wys maak, soos ek nou gesê het, doom en gloom. Maar die Here spreek met my in die teks wat hy sê, weet jy dan nie, nee. Daar is soveel geslagte van mense wat gewag het om die tekens te sien, wat begeer het om te kan sien die dinge wat nou moet plaasvind, wat nou in vervulling moet gaan, sodat die einde kan kom. En hulle het dit nie gesien nie. Maar julle is geseënd, want julle sien dit, en julle verstaan dit, en julle weet wat op die pad is. En toe ek die skrif lees, toe onthou ek, dit is nie net Christus wat hieroor gepraat het, maar Petrus het dit ook genoem. In 1 Petrus 1:10 sê Petrus dieselfde, kom basies op dieselfde neer, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. En die Here praat met my en sê vir my, weet jy wat nie, hier kom moeilike tye en hier kom moeilike dinge en hier kom aanvalle van die bose soos nog nooit van tevore nie. Nog nooit was ons op 'n plek waar ons moes met alle sekerheid kon sê, die wederkoms van Christus is nou so naby soos waar ons vandag staan nie. Vir die eerste keer in die wêreldse geskiedenis is alles in plek vir 'n een wêreld geldstelsel, een wêreldregering. Vir die eerste keer in die wêreldse geskiedenis sal elke oog kan sien en elke oor sal kan hoor as die Here Jesus terugkom.
Die selfoon waarmee ons so verslaaf geraak het. Dink net vir jouself, as daai hemel skeur en die Here Jesus kom, al wat 'n selfoon is op die planeet, gaan gerig wees op die Olyfberg. En almal sal dit sien. Die tyd waarin ons nou in beweeg, moet net op te som. Baie broers en susters het vir duisende jare gewag om dit te kan sien wat ons oë nou gaan sien, om te hoor wat ons ore nou gaan hoor, om hierdie wonderlike dinge wat God gaan werk en gaan doen in sy kinders se lewens in hierdie tyd. Want vir ons is dit nie 'n tyd van vrees nie. Vir ons is dit nie 'n tyd van mismoedigheid nie. Vir ons is dit nie 'n tyd van trane nie. Vir ons is dit eintlik 'n tyd van groot opgewondenheid, want die koms van die Here Jesus is voor die deur. Ons moet gevul wees met vreugde en blydskap, jubelend dit gaan verklaar aan die hele wêreld. Al die feite vir hulle op die tafel sit en sê, kyk, vir die eerste keer is dit nou werklik moontlik dat die profeseë wat nog in vervulling moet gaan van die tweede koms van die Here Jesus Christus, dat dit 'n werklikheid kan word. En ek en jy en elkeen wat op hierdie aarde woon, gaan deel hê daaraan. Weet, dis eintlik iets groots. Wanneer mense begin huil oor kos en oor petrol en oor elektrisiteit en wat ook al. Israel was in Egipte land toe al die plaag getref het, maar hulle het kos gehad, hulle het lig gehad. Hulle was beskermd. En die Here sal dieselfde vir my en vir jou doen. As ons wedergebore is en ons is deel van sy liggaam hier op aarde, dan gaan die Here vir ons voorsien en hy gaan vir ons sorg. Ons het nou die dag gekyk na Psalm 37, waarin die Here verklaar dat hy sal vir ons die brood gee wat ons nodig het om te eet. Sien maar die een probleem wat ons as mense het vandag. Ons wil hê en ons wil nie sonder dit klaarkom nie. Ons wil nie meer loop om te gaan brood koop op die kafee op die hoek nie. Ons wil nie meer met 'n fietsry werk toe nie. Ons wil nie meer sonder elektrisiteit sit nie. Wat gaan gebeur as daar nie wifi is nie? Die kinders gaan ons mal maak. Nee, my broer en my suster, hierdie is 'n tyd van groot opgewondenheid. Hierdie is 'n tyd om te sê, mense, kyk uit. Ons verlosser kom, ons heiland leef en ons gaan hom met ons oë sien binnekort. Alle seën en voorspoed, mooi loop.